Ek dink ons gaan begin, ons maak verskoning vir Salome. Salome waartoe het sy gevlieg, Wynand? En weer sê jy uit op haar besem, ons weet nie. Wow, onthou hierdie word gerekord, né? Jy het moeilikheid vir 'n skoon kind en seentjie, het jy moeilikheid. Alright, Want hy kyk ons vir pas. oulaas by die bure, pastoor. Sy Ekskuus tog Anita. Hy kyk vir oulaas by die bure. Kyk sy vir oulaas by die bure. Okay. skoon Dis maar te sy lekker. besemstok kan nie so ver ry nie. Ek is te ver van haar af. Jy sou verbaas wees. Sy dalk 'n agent wat vanaand langs jou slaap. En dan as jy slaap dan kry jy 'n paar houe. Ek kry dit in elk geval, so is alright. Ons met die Paasfees wat op pad is en die herdenking van die kruisiging en die opstanding. Praat ons bietjie oor die gedagte wie is Jesus? En ons gaan so vir 'n paar aande daarby vas staan. En die tema is dit was vir jou. Die kruisiging as moet jy iewers in jou lewe moet jy kom op 'n plek wat jy sê dit was vir my. Dit was vir my. En Jesus het altyd gekom en ons almal ken die 5 love languages, die 5 liefdestale. En hy het al 5 geopenbaar teenoor die mens. En vanaand kom ons by die een wat die mans nie aanglo nie, maar ek is seker almal van julle is mal daaroor en dis aanraking, touching. Mans is mos nee aan my vat nie. Maar ja, ons almal hou mos maar van 'n bietjie ou drukkie en so voort. Nou Salome het laasweek gesê of verlede keer gesê ek moet nie te moeilike uitspreekers maak nie, so ek gaan nou vanaand 'n maklike een maak. Wynand, sal jy vir ons 'n teksvers lees asseblief? Anita, jy kan hom vir ons kry. 1 Tessalonisense 5 vers 26. En dan gaan John vir ons sê wat beteken hierdie teksvers vir hom. 1 Tessalonisense 5 vers 26. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. Ek dink jy moet weer lees, ons het nie mooi gehoor nie. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. Dit kan lekker wees. Ja. 'n Heilige kus is net nadat jy met knoffel geëet het, 'n lekker groot oop monsoon. Nee. Wat sê John? Nee. Ek het 'n vriend of 'n persoon wat ek ken en hy's in 'n baie tradisionele kerk en sy kinders gaan toe nou meer na 'n charismatiese kerk en ek vra toe vir hom, "Het jy dit geniet?" Hy sê, "Nee, die diens was bietjie lank geweest, maar en alles was alright, maar hierdie dat hulle mekaar so druk by die kerk. Dis nie vir hom nie. Hy hou nie daarvan." En toe dink ek miskien moet ons vanaand as ysbreker, jy weet, ons het nou ver beweeg al van die ou pastore en die ou ooms het mekaar gesoen as hulle by die kerk kom. Ons gee nou drukkies so mekaar by die kerk. Hoe ervaar julle dit en ek wil graag hoor van ons mans. John, can somebody hug you? Yeah, it's biker culture. Is it biker culture and the kissing? No. No. Nee. Yes, Nee. dink 'n bietjie as ons snorbaarde daarso verstrengel, hoe erg kan dit raak? Ja. Nee, ek wou iets gesê, dis niks. En die kosie hang daar af. Nee. Wynand, hoe ervaar jy hierdie gedrukkerheid? Ja, die gedrukker is reg, maar ek dink hulle het 'n spelfout in hierdie boek gemaak. Hulle het net na kus die hou uitgehaal. Een kus hou is reg. Dit is waar. Jy moet net soek vir dit kry daar. Lisel, wat sê jou vertaling? Lisel se vertaling maak dit nogal lekker. Hoe gaat? Wat is die skriffie? In Tessalonisense 5. 5:26. Groet
al die broers en susters uit die soen van Christelike liefde. Ja, dit kan nogal interessant wees en dit kan 'n paar huwelike op die rotse bring, hè. So Rina, hoe ervaar jy die hak in die storie? Is dit alright met jou? Ja, kyk, ons is gewoond daaraan, maar ons het ook, jy mag net kant trek, jy mag nie, hoe sê ons voelvrot tog hier nie. Okay, so daar's nou hakke. Jy kry nou 'n beerhak en dan kry jy 'n kanthak, né? Ja, so jy Okay. net. Ja, maar die Marius? mense, die mans na die vroumense kom van die kant af en trek hulle in. Jy gaan nie van voorkant nie, daai boobies moenie hierso vat nie. Okay, dan jy grafies 100%. Ons sê 100%. Stel, hoe ervaar jy dit? Is maar gewoond daaraan. Ons het baie liefde in die huis gekry, so ons het mekaar maar almal gesoen. Dink maar hoe ek en jy as ons beklei het ma altyd as ons mekaar wou doodgemaak het, dan sê sy kom soen mekaar. So ek is gewoond daaraan. Raak jou lover. Tannie Wonda, die haks by die kerk. Ek is baie lief vir drukkies. Ek Kan deel jy baie mense sê vir my ek gee baie lekker drukkies. Oh, great. Alright, Baie Anita, hoe voel jy oor dit? Pastoor, nee, ek is ook fyn daarmee. Ek druk maar ook maar mense van die kant af en dan het jy jou deel gedoen en ja. Wynand, verkies jy die soen of die drukkie? Nee, ek sal die drukkie vat, dankie. Onthou julle die families jare gelede as oupa en ouma en ooms en tannies kom kuier, hy oom met die geel snorre. Hulle kom kuier. Meisie, hoe voel jy oor drukkies? Ek is 'n aanraking mens, so ek hou daarvan. Ja. As ek met mense praat ook, ek vat aan mense. Rosel? Ja, ek weet jy hou van die soene, maar Ja, ek hou nie van die soene nie, die drukkies. Nee, drukkies is fyn. Ek het so 'n bietjie 'n persoonlike ruimte storie aan die gang, maar drukkies is fyn. Drukkies is fyn, great. Moenie my sommer net soen as jy my nie ken nie. Of ek jou nie ken nie. Okay. Marius, hoe voel jy daaroor? Ja, drukkies is goed. Handdruk is beter. 'n klap op die bout is die beste. Hulle sê Nee, maar ons moet 'n clarity hier se kry. Wie se bout? Hulle sê 'n drukkie is meer higiënies as 'n handdruk, né? Ek gaan mute julle hoor. Right, ek sien Mani wil inkom. Mani, kan jy ons hoor? Ja, ek hoor julle. Okay, ons sien jou net nie, maar ek is bly jy saam met ons. Wil jy nie gesig wys vanaand nie? Kan seker. Asseblief, wys ons jou gesig, man. Hey Mani. Hi Mani. Hallo, gaan julle? Goed, man. Ons praat bietjie oor Jesus wat aarde toe gekom het en die 5 liefdestale geopenbaar het en ons praat bietjie oor aanraking vanaand. Ek dink jy ken almal, ek dink jy ken dalk, ek weet nie of jy vir John en Rina kan onthou nie. Nee. Dis John en Rina, hulle bly daar in amper sê ek van 'n byl, maar dis meer Meyerton se rigting. Nee, maar dan sou hy nie vas. Nee, asseblief. Okay, maar hulle bly daar in die Valdriehoek. Kom ons maak dit so. In Meyerton. Meyerton. Mani is in Middelburg en hy's 'n krangige roeier. Hy oefen vir die Doesie. Ek sien hulle het gister weer die Middelburg dam plat geroei. So hy is besig. Alright, ons praat 'n bietjie, kom ons kyk bietjie wat sê Filippense 2 vers 5, Rina. Filippense 2 vers 5, ons praat oor Jesus wat aarde toe gekom het. Vers 5 tot 11. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook al in Christus was.
Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Kyk, ons praat ook 'n bietjie oor Jesus en spesifiek gaan ons nou op na die kruisiging van Jesus en ook die opstanding van Jesus. En miskien moet ons die vraag vra, hoekom het Jesus aarde toe gekom? En ek dink nie daar's 'n regte en 'n verkeerde antwoord nie. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? En dan gou vir ons 'n voorbeeld te stel. Wat 'n voordeel was dit daar vir hom om aarde toe te kom? Niks. Behalwe om deur pyn en lyding te gaan. Maar een ding wat hom gedryf het, was twee goed wat ek dink wat hom gedryf het, was die liefde vir die mens. En die tweede een is om die wil van die Vader te doen. Dit het hom gedryf. Nou, die Bybel begin in Filippense 2 vers 5. Manie, het jy daai gedeelte, daai eerste versie? Filippense 2 vers 5. Filippense 2 vers 5. Yes. Want hierdie gesindheid hierdie gesindheid moet in julle wees. Nou, hoeveel gesindheid gekweek? Ek meen, as ons nou hier klaar is, wat gaan Wynand nou doen as ons hier klaar is, Anita? Ek gaan nou roomys inskep. Hy gaan vir hom 'n bakkie roomys inskep en dan gaan hy nou daarso op sy gemakstoel sit en sy roomys eet. En na hy sy 3 happies gegee het, dan sê hy vir hom, Wynand, wil jy nie gou vir ons die lig in die badkamer net vervang en die gloeilamp het geblaas? Môre. Wat gaan Wynand se reaksie wees, Wynand? Ek gaan eers van sê ek sal bid daaroor en dan gaan die Here vir my sê dis Sondag, ek mag nie dit nou doen nie. Jy sien baie keer moet ons goed doen en ons hart is nie daarin nie, ons gesindheid is nie daarin nie. En Jesus het aarde toe gekom nie om net die Vader tevrede te stel nie, sy hart was daarin, sy gesindheid. En dis hoe hy sê hierdie gesindheid moet in julle wees. Nou, wat kweek jou gesindheid is miskien 'n bietjie oor erflikheid, dis in jou gene. Jou oupa was 'n Norsmens, jou pa was 'n Norsie, nou is jy ook 'n morsige ou, nou is jy ook 'n bietjie norsig. Jy weet, dit is half nou soos in die gene, maar dit gaan oor ervaringskennis. En wat se ervaring het jy opgedoen? Byvoorbeeld, as John môre nou werk toe ry en hy ry en hier langs die pad staan 'n ou tannie se motor en haar engine kap is oop en sy staan en sy bukkie oor die engine kap. John, wat gaan jy doen? Stop. As John verder ry en hy ry verby 'n taxi en die taxi ou hang hier voor sy engine, wat gaan John doen? Baie vinnig gery. Jy sien, dis ervarings wat ons, dis dalk gevaarlik om te stop by 'n taxi vol 20 ouens ensovoorts, maar jou gesindheid word bepaal deur jou ervaring wat jy gehad het. En jou gesindheid bepaal jou handeling, hoe jy gaan optree. En baie keer doen ons 'n ding omdat ons dit moet doen.
En hier kom die mooi ene. Jesus wou aarde toe gekom het. En hy het van dag 1 af geweet die pad wat hy moes loop. Hy het geweet, dit gaan nie 'n maklike pad wees nie, maar hy wou kom uit liefde uit. En terwyl ons oor hierdie goedjies praat vanaand, het ek net vanmiddag besef ek moet eintlik net stil bly en laat die Bybel of die woord en die Heilige Gees met ons praat. Iemand iets sê oor Filippense 2 vers 5 tot 11? Wie is Jesus? Ek wonder ook baie keer of God ken seker die hele mens en alles, maar 'n bietjie meer ervaring gekry het van wat in 'n mens se hart aangaan. As jy nou iets maak, sê maar soos 'n engine of so iets, jy weet presies hoe werk en so, maar jy weet nie wat voel daai engine as die engine werk nie. Maar as jy self 'n engine word, dan voel jy daai hier kom 'n bietjie hitte, daar kom 'n bietjie koelte, hierdie werk en hierdie werkie. Ek dink amper of vir my dink ek ook God het 'n bietjie meer insig van die mens se hart gekry toe Jesus gekom het. En dit is, ek stem saam met jou, Marius, is dat God kan gesien het hoe werk die mens se hart, maar hy kom met 'n nuwe hart, 'n nuwe gesindheid wat die mens nie geken het nie. Want ek is goed vir iemand anderste vir dit wat ek kon terugkry. Daar vir Jesus was dit hy kon niks teruggekry het. Dit was nie vir hom 'n wenssituasie nie, behalwe om goed te wees, om liefde te gee. Nou, ons praat 'n bietjie oor die feit en ons praat oor aanraking. Nou, almal van ons kom op 'n plek wat ons noem vel honger. Jy's vel honger. Nou, wat sal dit wees, Lisel? Jy's vel honger. Nee, genoeg. Dit beteken wanneer jy KFC koop, jy like om die velletjie te eet. Nee, ek hoender. Anders sal vir julle sê wat is velhonger. Sy weet presies wat is velhonger. Ja, ek dink dit is 'n hinkering na daai aanraking. Ek dink dis wat dit is, 'n hinkering na aanraking. John, dink nou daar gaan nou vir 'n maand verby en jou vrou raak nie aan jou nie. Hoe gaan jy voel? Nee. Dit gaan nie werk nie, né? Ja, vir so 2 sekondes. Vir 2 sekondes. Ja, dan moet jy raak vel honger. En dis nou lekker want Manie is nou hierso vanaand en ek weet Manie is 'n baie handige man en Wynand is 'n handige man en Marius is 'n handige man, maar oor my en John wil ek nou nie veel sê nie. Maar Wynand, as jy iemand aanstel daar op die plaas, jy stel 'n nuwe arbeider aan en julle gaan nou 'n bietjie vandag die oliefilter van die trekker ruil. Ek dink dit kan nog 'n morsige enetjie wees daai. As jy die oliefilter van die trekker verruil. En dan vra hy vir jou, meneer, het jy die handskoene? Jy verstaan, en hy staan so 3 tree terug as die olie begin. Gaan hy lank op die plaas bly, Wynand? Nee, ek dink nie. Dink jy daai gaan werk nie. Sien, ek en John gaan net daar so aan die kant staan en sê jy moet dalk daai tool gebruik en dan gaan ons maar kyk dat die olie nie op ons spat nie. Maar daar's party ouens, né, wat die werk amper uit jou hande uitvat. Ek meen 'n Manie en 'n Marius en 'n Wynand gaan kom en hulle is nie bang om hulle hande. Ek meen as julle na julle naels kyk, is net ek en John se naels wat skoon is. Die res van julle, jy kan sien, werk hard, jy verstaan. Ek en John ons kan organise, jy verstaan. Maar ek vat jou lag, John. Nee. Jesus is God en ek wens ons kan net hierdie ding, of ek kan dit net verstaan. Alhoewel hy God is, hy kan 'n woord spreek. Is hy bereid om aarde toe te kom om sy hande vuil te maak ter wille van my? Nou ons opskrif vanaand. Dit was vir jou. God is bereid om aarde toe te kom om sy hande vuil te maak
vir ons. Anita, sal jy vir ons asseblief Matteus 8 vers 1 tot 4 lees? En toe hy van die berg afkom, het groot menigte hom gevolg, en daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê: Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil, word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. En Jesus sê vir hom: Pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priesters en offer die gawe wat Moses voorgeskrywe het tot 'n getuienis vir hulle. Hier kry ons 'n klassieke voorbeeld van Jesus wat 'n melaatse aangeraak het. Marius, wat staan vir jou uit in hierdie gedeelte? Wat vir jou uitspring in hierdie gedeelte? Ek dink Jesus se bereidwilligheid wat sê ek wil. Ek wil. God wil. Ek dink dis wonderlik. Iets anderste van iemand wat uitstaan? Ekskuus Marius. Hy het nie vir ou allerlei vrae gevra of het jy dit gedoen of het jy dat gedoen nie. Hy het onmiddellik geantwoord. Ek wil. Hy het nie 'n kollektebordjie eers verbygestuur nie, hy het gesê ek wil. Hy het nie gevra het jy gesondig nie. Ek wil. Het julle gehoor van die pastoor van Pongola wat uitset? Okay, sorry. Okay. Kom ons los dit. Is julle niemand daarvan gelees of gehoor nie? Nee. Jy sien, dis die storie, dis nie regtig so nie. Want melaatsheid was nie net 'n verkoue nie. Melaatsheid het 'n geskiedenis gehad. As ek vandag vir julle sê die pastoor op Pongola het AIDS, dan gaan julle nie sê, "Haai foei tog, en watter mate is dit gevorder nie." Waar het hy dit gekry? Hoe het hy dit gekry? Hoe het hy dit gekry? Het hy dit so gekry? Jy sien, en dis waaroor melaatsheid gegaan het. Daar was 'n geskiedenis rondom 'n melaatsheid. Nou, hierdie man sit hier teen die berg en hy moes iets gehoor het. Jesus is op die berg en hy's besig met die bergpredikasie. Hy's besig om te vertel van die nuwe koninkryk. En hierdie man, hoe voel hierdie man? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Lisel, jy kan lekker vinnig blaai. Kom ons kyk na Levitikus 13 vers 7 tot 8. Levitikus 13 vers 7 tot 8. As die uitslag aanhou versprei na die ondersoek van die priester, moet die besmette persoon terugkeer om weer ondersoek te word. As die priester opmerk dat die uitslag versprei het, moet hy die persoon onrein verklaar, want dan is dit 'n aansteeklike velsiekte. Kyk, wat beteken onrein? Beteken jy's siek, maar jy's geestelik. Onrein beteken jy kan ook nie hemel toe gaan nie. Dit beteken jy kan nie offer nie, jy kan nie tempel toe kom nie. Jy kan absoluut niks aan die godsdienstige rituele toe doen nie. So melaatsheid was nie net 'n fisiese siekte nie, dit was ook 'n geestelike siekte. En melaatsheid is baie keer die melaatsheid het hulle die simbool van melaatsheid gesien as sonde. Dit begin net eers en dan net so sonde maar is. Dit begin net so 'n klein plekkie en dan groei en groei en groei. So melaatsheid en sonde was redelik gekoppel aan mekaar. Maar nou kom vers 45 en 46, Lisel, Levitikus 13 vers 45 en 46. Mense wat aan enige aansteeklike velsiekte ly, moet hulle klere skeur en hulle hare laat loshang. Soos wat hulle van plek tot plek gaan, moet hulle hulle monde bedek en uitroep: onrein, onrein. Solank as wat die siekte aanhou, is hulle onrein en moet hulle buite die kamp in afsondering leef. So as jy 'n melaatse gesien het, die enigste woorde wat hy kan sê is: ek is onrein, bly weg van my. En hy moes buite die kamp gewees het. Hy moes in afsondering gewees het. So, dink net vir jouself in, melaatse is onrein, hy's geestelik, hy mag nie eers in sy eie huis toe gaan nie, sy mense verstoot hom, hy moet buite die kamp bly, hy mag geen kontak hê nie, as mense naby hom kom, dan moet sy gesig bedek word met sy hare, en dan moet hy net uitroep: ek is onrein,
Ek is onrein. Dit was hoe dit gewerk het. Kan ons terugkom na die storie toe in Matteus 8? Wat het hier gebeur? Jy het nie gehuiwer om aan hom te raak nie. Maar nie, God was nie bang om sy hande vuil te maak nie. Al is dit nou die vuilste olie en die grease van 'n trekker, was hy nie bang om sy hande vuil te maak nie. En hierdie melaatse het ook verkeerd opgetree volgens die wet. Wat het hierdie melaatse gedoen? Hy het nie uitgeroep onrein, onrein, bly weg van my nie. Hy het gesê, Here, help my. As dit U wil is, genees my. En hierdie is vir my so mooi. Ten spyte van die gemeenskap jou gebrandmerk het, ten spyte daarvan, roep hierdie ou uit, ek het God nodig. Ek het God nodig in my lewe. Help my. Het Jesus die wet verbreek om hierdie persoon aan te raak? Eintlik ja. Eintlik ja, Manie is reg. Kom ons vra die vraag anders te kom. Hoekom het Jesus hierdie persoon aangeraak? Jy mag nie met hom in kontak gekom het nie, jy mag ook nie aan hom geraak het en so jy ook melaatse word, dit was aansteeklik geweest. Maar hoekom het Jesus hom aangeraak dan man? Onthou hy Dis het lief gesê vir hom. raak my aan, die Manie sê hy's lief vir hom. Yes, ek stem saam. Sê die Bybel nie hy sal die siekte op hom neem nie. Die feit dat Jesus hom aangeraak het, vereenselwig Jesus hom met hom en sê, "Oh buddy, ek stap saam met jou. Jy sal gesond word. Jy sal gesond word." En vir my wat belangrik is, hierdie melaatsheid, my persoon was nie net fisies siek nie. Hy was ook geestelik siek. Hy was verworpe. Asseblief. Hy was verworpe. En Jesus genees dit deur vir hom te sê, ek raak jou aan. Ek raak jou aan. Alright, nog iets oor hierdie gedeelte? Hoekom sê Jesus vir hom gesê het, hy moet nie vir ander mense gaan vertel nie? Ja, my vrou het my daar ook 'n interessante vraag hierdie week gevra. En jy weet mos ek doen hierdie dubbel. Hoekom Marius, kom ons hoor, hoekom dink jy dat Jesus nie vir hom gesê moet vir ander mense gaan sê nie? En ek iets sê. Yes, Manie. Ons het iemand by die werk, as jy wil hê iets moet uitkom, sê dit vir hom. En hy sal dit vir almal vertel. Ek dink persoonlik, Marius, en ek kan verkeerd wees. Okay, Jesus kon hom nie rein verklaar het nie. Net een persoon kon hom rein verklaar het volgens die wet en dis die priester. Dis hoekom Jesus hom terugstuur na die priester toe. Maar, en dis nou maar 'n Louis Bronkhorst se siening, Jesus het nie gekom vir skare mense om gesond te maak. Jesus het gekom om prys te kom betaal. Maak dit sin wat ek nou vir jou sê? Hy wil nie gehad het die mense moet na hom toe kom omdat hulle Filippense is nie. Dit net oor hulle eie ding gaan. Hulle moes gekom het om hulle hart te verander. Hy was nie hierdie hy is die wonderwerker, hy is die groot geneesheer ensovoorts. Maar die Bybel sal soveel keer sê en hulle het siekes en verlamdes en al die dooies en die blindes na hom gebring om gesond te word. Dit het nie gegaan oor 'n hartsverandering nie, dit het gegaan oor 'n wonderwerk. Louis se opinie. Ek weet nie of dit yes. Ek wil net sê ek dink hy het op 'n stadium wat hy gesê ek gaan almal vandag gesond maak omdat hy wil. So ek dink dit was deel van sy dingetjie maar gewees, maar ek dink die rede waarom hy gesê het moenie vir almal vertel nie. Daar was 'n sekere tyd wat die pot, ek wil amper sê die yster begin warm word. Die pot het warm geword met die priesters en die hooggeleerdes en so wat hom wou heeltyd vervolg. En ek dink hy was nog nie die tyd was nog nie daar nie. En hoe meer mense daar die priesters toe hardloop, hoe meer show word van hulle af weggevat en dat sy paadjie verander het. So ek dink hy wou net ek wil amper sê die aandag van hom afgehou het, sê moet nie te veel aandag trek nie. Yes. Ek stem saam. Kom ons kyk na die tweede geval waar Jesus Hy wou mos nie bragging rights gehad het nie. Ja, hy het al klaar bragging rights gehad, jy verstaan. Ja, ons weet dit, maar daai mense van daai tyd het nie
Hmm. Ja, ek dink is met al hierdie antwoord wat ons gesê het, ek dink jy kan 'n antwoord daaruit formuleer. Ek dink so. Yes. Right, kom ons kom nou by die tweede persoon die stel. Lukas 7 vers 11 tot 17. Lukas 7 vers 11 tot 17. En dis sal jy vir ons dan ook so aan die ander kant bietjie Numeri 19 vers 11 kry, Numeri 19 vers 11. Ek is so bly Salome is hier, anders het sy my nou uitgetrap en gesê ek het nie al die skrifgedeeltes opgesit nie. Moenie by jou skoonmaagskinder nie, Wynand, ek sien vir jou. Okay, kom ons stel eers vir ons Lukas 7 vers 11 tot 17. En die dag daarna was hy op weg na 'n stad met die naam van Nain. En baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra. En die enigste seun van die moeder, en sy was 'n weduwee, het 'n groot menigte van die stad was by haar. En tot die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil. En hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp, terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan, en God het sy volk besoek, en hierdie woorde aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Right. Iets wat vir iemand opval op hierdie gedeelte? Maar die vrou innig jammer gekry. Dit het my ook opgeval. Toe ek dit gelees het, toe tref dit my. God het ons innig jammer. Jy gaan deur 'n situasie, jy voel jy staan alleen. God het jou innig jammer. God het jou innig jammer. Wat sê jy nooit vir iemand op 'n begrafnis nie? Dit sal beter gaan. Dit sal beter gaan. Maar nie, wat sê jy vir 'n persoon nooit op 'n begrafnis nie? Nee, ek sou nie weet nie. Kyk, as jy moenie hartseer wees. Ja, as jy by 'n begrafnis kom en loop jy van persoon tot persoon en sê jy mag nie huil nie, 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 jy mag nie huil nie. Kom. Hoe gaan dit werk? Jy daai gedeelte jy mag nie huil nie. Jy mag nie huil nie. Nou die vraag is, hoekom het Jesus gesê moenie ween nie? Want hy het geweet hy gaan die seun opwek. Hy het die toekoms geweet. Yes, Rina, ek stem 100% saam met jou. Hy het geweet hy gaan die toekoms opwek. Nou, as mens na hierdie weduwee kyk, is daar iets daar's 'n woord wat hier ingevoeg is, wat alles vertel van hierdie weduwee se gemoed. Stel, lees of vir ons net daai gedeelte, hy was haar enigste seun, daai versie weer. Naar aangeraak, haar bedraers, en hy het vir die jongman gesê, ek is vir jou, staan op. Nee, bietjie op, stel, bietjie op. Toe hy, hierdie jongman, ek dink is die tweede vers, ek dink is vers 12. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte van die stad was by haar. Daar's twee woorde, sy was 'n weduwee en dit was haar enigste seun. Nou watse lewensversekering het 'n vrou gehad in die Bybelse tyd? Net haar seun. Ekskuus tog, Anita? Net haar seun. Net haar seun. Daar was nie 'n beroep vir 'n vrou
in die Bybel nie, behalwe die beroep waar ons nie mag praat nie, of nie wil praat. Jy lees van geen ander beroep in die Bybel vir 'n vrou as net prostitusie nie. Haar man is oorlede, en as haar man oorlede is, haar enigste lewensversekering wat sy het, haar kind sal vir haar sorg. So, hierdie weduwee het nie net 'n verlies van 'n kind gehad nie, maar sy het ook 'n verlies van haar inkomste gehad. Maak dit sin? Dis hoekom die Bybel sê Jesus het 'n innig jammer gevoel. Lisel, Numeri 19 vers 11 sê die volgende. Hier kom die mooi gedeelte. Iemand wat aan 'n lijk vat, is 7 dae lank onrein. Iemand wat in 'n lijk vat is 7 dae onrein. Maar ten spyte van wat die rituele wette sê Jesus, stop dit draagbaar. Ek is bereid om my hande vuil te maak. Ek is bereid om vir 7 dae volgens die wet onrein te word. Ek is bereid om my hande vuil te maak vir jou. Vir jou. Kyk. Hoekom het Jesus die draagbaar gestop? Want hy is die God van lewe. En miskien voel jy of jou lewe vanaand op 'n draagbaar is op pad om te begrawe te word. Ek het nou die dag geluister toe sing, ek dink is Jimmy Swaggart, He Touched Me. Oh, He touched me. And hold the joy that floods my soul. Vanaand stop hy by jou. En hy raak jou aan. Miskien voel jy, my hele situasie is besig om uit mekaar uit te val. Dan stop hy vanaand en hy raak jou aan. Okay, enigiemand iets oor hierdie gedeelte van die weduwee van Nain? U wil iets byvoeg, meneer Brits? Ek dink as ek net vinnig ietsie kan sê, is dat die Here het nie hierdie ou nie, niemand het vir die Here gevra nie. Hierdie was dood eenvoudig uit sy vrye wil uit. Hy wou. Dis wat ons van die begin af gesê het. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Nie omdat hy moet nie, hy wou. Mani, wil jy iets sê het? Nee. Okay, alright. Okay. Kom ons gaan na die volgende ene toe waar Jesus sy hande vuil gemaak het, en dis die bekende gedeelte in Johannes 13 vers 1 tot 7. Rina, sal jy hom vir ons lees asseblief? En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe, en gedurende die maaltyd, die duiwel het dit in die harte van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan, en sy boklere uitgetrek, en 'n doek geneem, en dit om hom vasgemaak. Daarom het hy water in 'n bak gegooi en die voete van sy disippels beginne was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. En toe kom hy by Petrus, Simon Petrus, en die sê vir hom, Here, gaan en my voete was. Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Wat het Jesus geweet volgens hierdie gedeelte? Wat het hy geweet? Hy het geweet dit is die laaste aand voordat hy gekruisig word. Hy het geweet sy uur het gekom, maar nie 100%, ek stem 100% saam. Wat het hy nog geweet? Hy het lief geraak vir die wêreld. Hy het geweet
Hy is lief vir hierdie mense. Wat het hy nog geweet? Hy het geweet hy gaan terug na God toe. Hy gaan huis toe. Hy het sy identiteit geweet. Hy het geweet waar hy vandaan kom, wat met hom gaan gebeur en hy gaan terug na God toe. Wat het hy nog geweet? Dat hulle nie gaan verstaan hoekom sy voete, hy hulle voete was nie. Okay. Wat het Jesus nog geweet? Jesus het geweet hy Judas- gaan een sy voete was wat hom gaan verraai. Hy het geweet, jy's Mani, hy het geweet Judas gaan hom verraai. Hy het dit geweet. Die Bybel sê, hy het dit geweet. Maar nogtans. Nou, hoekom het hulle voete gewas? Kom ons kyk wat sê Genesis, Anita, Genesis 18. Hoekom het hulle voete gewas? Genesis 18 vers 3 tot 4. Dis waar die engele by Abraham gekom het. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was die voete en lê en rus onder die boom. Okay. So voete was is 'n teken van gasvryheid. Gasvryheid. 19 vers 2 Anita. En gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na die huis van die dienaar en bly die nag oor en was u voete. Dan kan u vroeg opstaan en die reis voortsit. Maar hulle antwoord nee, ons sal op die plein vernag. Okay. Alright. So voete was 'n teken van nie net dien nie, maar 'n teken van ek aanvaar jou vir wie jy is. Voete was is ook 'n teken van gasvryheid. As jy iemand in jou huis ingenooi het, John, is iemand by hulle kom kuier, Rina, na so rukkie as almal gesit het, wat sê John? Wat wil Koffie? jy drink? Wat wil julle drink? Koffie? Is dit nie so nie? Maar voete was iets anders. Hierdie het jy jouself verneder. Het julle besef daar was 'n tyd toe die mens na sy voete gekyk het om sy God te sien. Ons kyk altyd op. Maar vir 'n oomblik kyk hy af na jou voete om jou God te sien. Die God wat dien, die God wat nie bang is om sy hande vuil te maak ter wille van mense wat hom gaan verraai nie en almal wat daar is het hom eintlik verraai. Jesus wat geweet het wat is sy identiteit, sy posisie, hy het geweet hy gaan sterf, maar hy het geweet hy gaan ook opstaan, hy het geweet hy gaan terug na die Vader toe. Hy het al hierdie goed geweet en nogtans doen hy dit. Nog iemand iets sê oor die voete was, waar Jesus die voete gewas het? Ek dink Jesus het vir ons 'n goeie voorbeeld van diensbaarheid gewys. En dan ook het hy gewys daar's geen filter op sy liefde nie. Ja, dis mooi. Salome, jy moet dit onthou met neer te skryf, daar's geen filter op sy liefde nie. Daar's geen filter op sy liefde nie. 'n Laaste iets, en dis meer profeties vir my, is die stof. Van stof is jy gemaak en tot stof sal jy terugkeer. En voete was 'n teken gewees, ek was die stof af. Die stof word afgewas. Dit is 'n nuwe era wat aanbreek. Dis 'n nuwe tydvak wat aanbreek. Die oue is verby, 'n nuwe een kom. Dit gaan nie meer oor stof en dit gaan oor gees. Maar dit is net profeties gewees. Nog iemand iets sê oor die voete was? Baie keer kom 'n mens by 'n plek waar groepe mans of vrouens en dan was hulle mekaar se voete. Maar altyd dink ek aan hierdie ene, dit gaan oor gesindheid. As dit gaan om voete te was, as ek nou by John gaan kuier en ek was sy voete, en dit gaan oor die teken van, kyk vir my, ek kan ook buig en voor John voete was, dan moet ek dit eerder los, want dit gaan oor gesindheid.
Dit gaan nie oor selfverheerliking nie, dit gaan oor gesindheid. Nog iemand iets sê oor hierdie gedeelte? Kom ons kom by die volgende ene. Tannie Wilma, Matthew 14:29 to 31, please. Manie, as jy hom ook vir ons sal kry in die Afrikaans. Matteus 14 vers 29 tot 31. Pastoor, terwyl hulle soek, wil ek net sê dat Maria sal heel moontlik van daai tyd baie gelike het. Hoekom? Van voete was. Marius se voete sou ek met die grootste liefde gewas het, en daar is dan nie 'n stofdeeltjie, want hy dra nie 'n plakkie nie, hy dra kouse. Dink jy So daar sal nie daar sal nie voete gewas word aan Marius nie. Okay, 29 tot 31. Asseblief Tannie, Matteus 14 vers 29 tot 31. Okay. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Manie. Dankie Tannie. En hy sê, kom, Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? As jy kon 'n opskrif vir hierdie gedeelte gegee het, wat sou die opskrif gewees het? Moenie twyfel nie. Moenie twyfel nie. Spesifiek Jesus se handeling. Spesifiek waar ons vanaand praat, wat sal 'n gepaste opskrif gewees het? Vat my hand, hy's altyd daar. Vat my hand. Anita? Ek sou ietsie met die woord dadelik ook ingehaat het. Dadelik, onmiddellik het hy sy hand gevat. Rina? Vertrou my. Vertrou my. John? Don't be one of little faith. Nie klein gelowig wees. Stel? Help. Help. Hoor julle daai woorde? Weet julle hoeveel baie mense skree, roep daar buite? Help. Help. Manie, wat sou jy gesê het? Nou, jy het gesê, né? Ja. Klein gelowige. Tannie Wilma, what will be your heading for this one? Ek sou ook geskree het, help, help, help. Help. Soos ek dis iemand gedoen het, vir help. Wat sê? Ek staar vir jou. Ek is daar vir jou. Ek sou gesê het, ons God is bereid om 'n ongelowige se hand te vat. Hy's bereid om Louis, wat baie keer twyfel, se hand te vat. Lisel, wat sou jy gesê het? Marius, jy is gemute. Jy is gemute, Marius. Hy red my. Hy red my. Meneer Brits, wat sou jou opskrif gewees het? Ek wil jou help. Ek wil jou help. Ek dink ons het die boodskap vanaand. Ons God wat ons aanbid, hierdie groot en magtige God, is bereid om sy hande vuil te maak vir 'n ou soos Louis. Te sê, ek vat 'n ongelowige se hand. Ek vat 'n Petrus en Judas se voete en ek was hulle. Ons God is bereid om sy hande vuil te maak om 'n malaatse te vat. Hy's bereid om sy hande aan 'n dooie te vat. Dis die God wat ons aanbid.
En dis hoekom Jesus aarde toe gekom het. Hy wou hier wees. Fluit, my storieetjie is uit. Marius, enigiets wat jy wil byvoeg? Ja, ek dink ek is reg vir vanaand. Jy reg vir vanaand. Lisel? Nie baie tyd om te dink. Okay. Nee, ek's reg, dankie. Meisie? Wynand? Ja, ek's reg, dankie pastoor. Anita? Niks van my kant af nie, pastoor. Tannie Wilma? Ek is reg, dankie Louis. Moni? Ek wil net sê die Here het die mense jammer gekry. En dis hoekom of God het die mens jammer gekry en toe hy Jesus gestuur. Want hulle het onder die wet geval. En dit was moeilik geweest om die wet te onderhou. Ek onthou, terwyl ek nou vir Moni sien, onthou ek nou net een aand, toe lê ek in die bed en ag, jy weet, jy gaan mos so deur 'n tyd wat jy jou so jammer kry. En ek sê vir die Here, ag ek wens net daar was iemand vanaand om my hand te vashou. John, ja, dis dan lekker as jou vrou jou rug so 'n bietjie krap in die aand voor jy slaap, né? Dan spin jy soos 'n kat, man. Eet 'n ou mis daai gevoel. En my Fox Terrier spring op en sy begin my voete lek. Mense raak vel honger. John, iets wat jy wil sê? Yeah, Jesus is love. Jesus is love. Rina? Ons reg, dankie. Estel? Reg, dankie Boeta. Marius? Kan ek weer 'n kans kry? Natuurlik, ons het jou dinkkans gegee. Jy het nou tyd gehad om te dink. Dis 'n dingetjie van die hoek af. Hierdie wat Jesus gedoen het, is nie net vir hom gewees nie. Dis ook 'n voorbeeld vir elkeen van ons om ons hande vuil te maak en te help of mekaar te kan help. So niemand is daarvan vrygespreek om mekaar te help. Presies. As jy werklik vir mense sê ek is lief vir jou, moet jy bereid wees om jou hande vuil te maak. Goed, kom ons praat oor gebedsversoeke voor ons by die laaste vers kom. Jy stel enige gebedsversoeke? Reg, dankie Boeta. Tannie Wilma? Niks van my kant af, dankie Louis. Moni? Ja, Hannes vir werk. Ons bid vir Moni se seun Hannes, dat die Vader vir hom, en weet jy wat wonderlik is, Moni, is dat daar is werk. Die Here het alreeds vir Hannes 'n doel hier op aarde, en daai doel sal hy by uitkom. En hy moet net by die regte plek uitkom. John, enige iets wat ons kan saam bid? Yeah, can we I don't know. Can we pray for over this time of this season, this funny season where it's all holidays and so on, that people just stop drinking? We've been out to a few horrible accidents, and every single time it was alcohol related. So what I'm trying to say, it was self-inflicted. And if we can just pray for the next year, that people their eyes just open. There are far better ways to make yourself happy than to look to enjoy yourself. Yeah. Verseker. Nee, John, 100%. Stem saam. Rina, enigiets anderste? Dis reg, dankie Louis. Anita, gaan dit daar by julle? Dan goed, pastoor, ons sal ook graag 'n bietjie reën wil hê. En as ons net nog steeds vir Kiara kan bid, sy's nog steeds in die hospitaal. Sy het nou operasie gehad die week, wat is 'n vreeslike snaakse storieetjie, maar die tong is nou nie vir hemel te vasgewerk. Maar sy kan nou nie kos in haar lyf nie. So dit is nogal 'n interessante storie, maar ek sal bietjie eendag as ons tyd het net meer terugvoer gee oor haar, maar sy is nog natuurlik gaan sy nou nie skool nie al vir
vir 'n jaar. So ons moet net aanhou bid vir haar met hierdie huidige operasie dat dit nou suksesvol sal wees. Okay, ons sal vir haar bid. Wynand, enige gebedsversoeke? Die pastoor, ek is 'n boer wat op 'n plaas bly en al hoe meer my vrou nou in die dorp kom, hoe meer kom haar goetertjies uit en ek wil amper sê goggaatjies spring uit families uit en goed, ons het verskriklik baie gebroke families, stikkende verhoudings wat kinders moet verwerk. Weet jy, die kinders kry die skade as gevolg van daai goed wat net nie reg is nie. Ek bid vir families, vir gesonde geesteslewe in ons families en ouers wat die regte leiding kan gee vir hulle kinders. Nee. Dat seker, bid saam met jou. Hy sê enigiets? Mike en 'n vriendin kuier op die oomblik hier. Hulle gaan nou volgende week. Wanneer gaan hulle huis toe? Maar net julle paai is besig, ver wat hulle met huis toe ry, dat hulle maar net veilig gehou word. En dan wil ek sommer net so 'n bietjie terugvoer vir julle gee oor Renika. Sy is ontslaan, sy is terug by die huis, dit gaan goed met haar. Baie dankie vir al die gebede vir daardie familietjie. Ons waardeer dit. Baie dankie. Lisel, gaan met oupa? Dit gaan oukei. Hy is op die oomblik in Appington om nou finaal sy goedjies te pak en klaar te maak daar. Hy sien die dokter oor môre, so dan sal ons verder weet wat gaan gebeur. Enige ander versoeke? Nee. Was die malva pudding lekker of kom dit nog? Volgende Ons Sondag. wag vir julle. Volgende Sondag. Volgende Sondag gaan ons net in 'n halfuur, gaan ons vinnig hoor. Ons net vinnig volgende Sondag want dan gaan ons malva pudding. Ja, ek weet sommer. Waar is enige versoeke? Ja, ek is op weer die vakansiegangers. Dat hulle veilig sal ry. Laat hulle geduld sal hê en dat hulle goeie gesindheid sal hê. Ek weet die ouens is nou al moeg gewerk en jy wil hê alles moet glad loop, maar dit loop nie altyd glad nie, maar hou maar net daai gesindheid goed. So tussen die mense wat jy moet help. Dan gaan dit ook beter. En dis maar al wat ek wil vra. Dankie. Anita, sluit vir ons af met die kortste versie in die Bybel, Johannes 11 vers 35. Jesus het geween. Hoekom het Jesus gehuil? Omdat Lazarus dood was? Nee. Want hy het geweet wat sy toekoms, hy het geweet Lazarus sal opstaan. Hoekom het hy gehuil? Hoekom as Jesus vanaand na party van ons kyk en na meeste van ons kyk, is hy maar kom daar miskien 'n traan in sy oog? Hoekom? Hy is lief vir ons. Hy's lief vir ons. Jy sien wanneer jy op 'n begrafnis is, as ek nou byvoorbeeld op 'n begrafnis is in Johannes daarso, al het ek nie die mense sien nie, maar ek sien John is hartseer. En John trek swaar. Ek meen ek kyk 'n fliek op die TV, ek ken nie eens daai ouens nie, hulle smeer eie in hulle oë en huil ek ook maar sommer saam met hulle terwyl ek die fliek kyk. Jesus het geween omdat hy lief was vir hierdie mense. En hy het gesien hulle trek swaar. En al wat ek vanaand vir jou wil sê is dat al is jou toekoms rooskleurig en al weet God alles werk ten goeie uit, is jy miskien op 'n plek in jou lewe nou waar dit swaar gaan en jy huil. Jy huil nie alleen nie. Jesus ween saam met jou. Weet julle wat's wonderlik? Hy los jou nie alleen in jou pyn nie. Hy dra jou deur jou pyn. Marius, sal jy vir ons bid vanaand? Here, baie dankie vir die tyd wat ons kon saam spandeer saam met mekaar, Here. En dankie vir die treffende woorde wat ons kon lees vanaand. Wat sê Jesus wil help. Elkeen van ons wat hier so is, al is ons hoe klein, al is ons hoe sondig, Jesus wil help. En dankie Here dat ons aan daardie woorde kan vashou, om te weet, ons het iemand wat wil help.
en nie net wil help nie, maar ook kan help. Dankie ook Here vir die gebedsversoeke wat ons vanaand ingekry het. Ook vir hulle Here wil ek voor die voete plaas en vra Here as dit U wil is om ook daarso te help. Dankie Here dat U 'n groot God is en dat U vir ons 'n ewige lewe voorberei het en gegee het Here, net omdat ons in U glo. Baie dankie dat ons daardie versekering kan hê, daardie wete Here, dat ons eendag saam met U kan wees. Ook vir die week wat voorlê, wil ek vir U bid Here, dat dit met ons goed sal gaan, dat dit alles voor die wind sal gaan Here, en dat dit wat moet gebeur, gebeur, maar alles Here volgens U wil. Baie dankie daarvoor Here, dat U vir ons lief is en dat U ons wil help. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n wonderlike week hê. Die Here is lief vir julle ook. Bly Bye. lekker. Bye bye. Ag, Bye. lekker week.